En dis een ding klaar om 'n teks te skryf en 'n goeie teks te skryf. That's the one thing. Dis klaar 'n challenge op sy eie. Toe die eendag toe sê Stefan vir my, ag man, nee, weet nie meer wat om te doen nie. En ons het mekaar ontmoet. Hierso ek het afgevlieg en ek het hom kom sien hier in 'n restaurantjie. Ja, dit was 'n Tygervallei. Een van smart Ja. plekkie, klein koffieplekkie. En toe het hy gesê hy gaan 'n boek skryf. Hy gaan hierdie teks vat en hy gaan 'n boek daarvan skryf. Nou ek het al 1000 mense gehoor sê hulle gaan boeke skryf en die waarheid is elkeen van ons het 'n boek om te skryf, dis 'n feit. En elkeen van ons kan 'n boek skryf, dis ook 'n feit. Elkeen van ons het die vermoë en almal van julle wat hierso sit, het daai vermoë. Wie is ons dan om in te spring om nou hierdie persoon te probeer verander? So ek wil net wys dat as iemand gebore is met 'n baie goeie talent en ons los hom om te wees wie hy is, wat kan hy bereik? So Verskietende Ster handel maar net daaroor oor 'n ouetjie met die naam van Philip Schoeman wat nou 13 is, ook tingerig, brilletjie, baie klein vir sy ouderdom, wat 'n ongelooflike musikale talent het op klavier. En dan as gevolg van sy pa wat deur sy pa weer verhoed is om nie te wees wie hy is nie, begin hy sy frustrasies uithaal op sy seun. En dis nou maar die hele storie hoe Philip worstel met sy pa wat hom verbied om klavier te speel en by die skool is die boelies regeer met 'n ysterhand, daar mag hy nie klavier speel nie. En dan is hy nog verlief op die skool se mooiste meisie ook. Blykbaar as jy 200 boeke verkoop, as jy nie 'n naam is nie, jy verkoop 200 digbundels in die land, dan doen jy goed. As jy Breitenberg is en jy verkoop 6000, dan doen jy verskriklik goed. Dion Meiring, ek dink verkoop 15000 boeke of ek weet nie presies wat die getalle is nie, ek sou nie na bedryf nie, maar soos jy nou om jou sien hierso, is verskriklik baie boeke, okay? En ons kan dit nie sien as 'n probleem nie, mens sien dit altyd as 'n challenge. Wat is jou visie met die boek en hoekom sal iemand hier instap en die boek kom koop en nie iets anders nie? Nou kyk, dit is presies wat jy sê, dit is moeilik om te kompeteer met die groot name in die bedryf. Ek het nou hierdie naweek was ek al in Bloemfontein gewees, het 'n bietjie met Marita Martens ook gesit en gesels. En sy het ook vir my gesê dat as jy 'n boek 3000 kopieë verkoop, dan is dit lyk my 'n bestseller. So en dit is presies wat jy sê, ek meen dit verkoop net nie baie goed nie. En die laaste wat ek gehoor het, die boek omtrent al net so 'n bietjie oor 1000 verkoop. So hy verkoop regtig baie goed. Ek weet dit is 'n moeilike vraag om te beantwoord, weet hoekom sal mense spesifiek inkom om hierdie boek te kom koop. Wat is jou visie met Verskietende Ster? Die visie met Verskietende Ster. Ek sal vir jou die vraag so beantwoord. Ek het dit eintlik geskryf met 'n spesifieke teikenmark in gedagte. En daai teikenmark is die kinders van so jou tienerkinders. Want ek wil graag hê dat net om eers daai mense te bereik, daai kinders te bereik. Ek was nou eendag op radio gewees waar die kinders my gesê het, hoorie sommer, watse raad het jy vir my wat nou klaar maak met skool en volgende iets wil gaan studeer? En ek is nie seker wat om te doen nie. My pa wil sê, hoorie, doen dit, jy sal 'n ingenieur word. En wat ek hierdeur wil doen is om te sê, luister hierso, jy weet presies wat jou talente in die lewe is. Ek meen ons almal weet wat se talente ons het. En gebruik eerder daai talente. Die Here het jou geskape met 'n talent vir 'n rede. So dit moenie geld eerste plaas. Ons moet ook nou nie naïef wees nie. Met geld is belangrik. Sonder geld kan ons nie oorleef nie. Maar met daai geluk, met daai passie wat jy het, daai talent wat jy het, die Here gaan alles vir jou laat uitwerk, presies so wat dit moet uitwerk. En dis wat ek deur die boek wil bereik om te sê, jy het 'n talent gekry vir 'n rede. Gaan gebruik daai talent, leef daai talent. Dat die Here het dit vir jou gegee. Hoekom sal hy dit vir jou gegee? Hy het dit nie net vir niks vir jou gegee nie. Daar's 'n spesifieke rede hoekom hy dit vir jou gegee het. En met die hulp van die Here is enigiets moontlik. So as jy talent het en jy weet nie of jy dit moet volg nie, jy worstel, jy weet nie wat nie, jy weet net die Here het dit vir jou gegee vir 'n rede. Gebruik dit. Hy sal jou help om 'n sukses daarvan te maak. Die mense van Naledi is hierso wat ongelooflik is hoe hulle hom ondersteun en ek glo hierdie boek gaan verskriklik goed verkoop. Wel dan, Verskietende Ster. Woehoe! Ja.